Bietjie terugblik oor die laaste 2 weke. Eerste week het HP bietjie gesels oor die wandel in die Heilige Gees. So dis 'n lewe om deur die Heilige Gees gelei te word en te sterf van jouself, om deur die Heilige Gees getroos te word en daagliks deel van jou leefwyse te maak. So dis waaroor HP gesels het. Laaste week het Melly saam met ons gekuier en hy het gepraat, wel hy kuier nog steeds saam met ons. Het nie gekuier nie. 'n Deel van die furniture. Dat die Heilige Gees is vir ons en hy lei ons en hy troos ons en hy bring oortuiging. Dis op verskeie maniere dat hy op verskeie maniere met ons praat, maar primêr deur daai stil small voice. So dis 'n groot voorreg om vanoggend saam met julle om hier te staan. Dis regtig ek is al 'n paar weke verskriklik opgewonde oor vanoggend. So dis altyd 'n moeilike balans want wat dan gebeur is die preek kan 'n totaal al 'n gemors wees. So ek's regtig jammer as dit die geval is. Ek gaan my bes te gee. Maar ek's baie opgewonde oor hierdie topik. So kom ons kyk hoe gaan dit. En om seker te maak ek raak nie heeltemal die klets kwyt nie. Sjoe, waar is my Afrikaans? Punte. Kom ons bid saam. Hemel Vader, U is hier teenwoordig en die Gees is in ons en deur hierdie vertrek en deur hierdie skool, Here, ons kom proklameer dit vanoggend. Vader, ek kom bid dat U lewe sal spreek in ons harte. Ek bid vir ons harde harte om sag te sal word nou en toeganklik te sal word en oop te sal word. Vader, ek bid dat enige praktiese ding wat ons nou pla, of wat nou is iets ongemaklik van die stoel of wat ook al, of ons is bekommerd oor die tyd en gaan hierdie ou net te lank praat of bla bla bla, Here, daai goed sal gaan. In Jesus se naam, en dat ons harte van vlees sal wees, dat ons kan hoor wat U vanoggend vir ons sê. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Daai is ons appelboom. Nou, okay, dit kon seker ook 'n ander boom gewees het, want soos julle kan sien, is daar nie vreeslik baie appels aan hom nie. Maar dit is 'n foto wat dalk bietjie mooier geneem kan word, my liefie, jy moet my bietjie leer van daai Instagram husband goeders. Maar ja, dis 'n appelboom in ons huis. En so weke wat gelede kom James vreeslik opgewonde ingehardloop met 'n appel. En hy sê vir my, "Papa, appel, dis 'n appel van ons boom af," en hy's in 'n totale ekstase. En hy sê vir my, "Nee, jy's hier want dis nogal so nice dat hy hom eet." So hy eet appels en soos great appel. Net nadat hy kom Lisa in met 'n bietjie van 'n ander konteks. Sy sê daar was net een appel. So ek is nou geen appelboer nie, maar een appel per boom does not a good harvest make. So is daar iemand wat vanoggend ontbyt geskiep het? Enigiemand? Niemand? Mali? Jy het die volle toestemming om te eet, hoor? Volle toestemming. Maar die definisie het verskil. James se definisie was oorvloed. Die boom het vir ons 'n appel opgelewer. My vrou se was 'n bietjie meer krities in die aard van nie eintlik soveel vrug soos wat ons regtig gehad het nie. So nou het ek 'n paar vrae. Hoekom net een appel? Weet, is dit die son? Is dit die water? Is dit die kunsmis? Is dit ek weet nie wat nog fout kan wees nie. En wat kan ek en Lisa doen en Knowledge my tuinman om te verseker dat in die toekoms die appelboom, ek weet nie, 2 appels lewer. 2 appels is 100% groei, so ons sal dit vat. So wat kan ons doen om dit te verbeter? En dit behoort nie te moeilik te wees om te weet dat ons vanoggend praat oor die vrug van 'n geesvervulde lewe nie. En ek's baie goed voorberei vir hierdie preek en ek sê hoekom, want my mannegroep het 'n redelike spektrum van manne. Ons het 'n ou wat boer, ons het 'n ou wat gif smous, ons het 'n ou wat masjiene bou wat vrugte kan verwerk, ons het 'n ou wat vrugte smous, dan het ons ouens wat die geld het wat hierdie hele besigheid onderhou. So ons het 'n redelike spektrum van manne en toe ek nou vir hulle sê ek preek nou hieroor vanoggend toe ek nogals advies gekry, soos julle kan imagine. So jy kry hierdie week, hoe het jy geweet as die wind so waai gebeur dit? En het jy geweet water doen dit en dit en dit? En het jy geweet eintlik doen hierdie en hierdie goed dit en dit? So manne, dankie. As ek iets mis of as julle advies het oor my boom, ek is redelik oop vir dit. So ek's baie opgewonde om hieroor te preek vanoggend. So kom ons kyk na Galasiërs 5. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Om die lewe dan skep 'n vers aan,
ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. So as jy Galasiërs 5 vers 22 hoor, as jy hoor van die vrugte van die Gees, watse prentjie sien jy? Sien jy die volgende prentjie? Ja, dit is AI generated. As iemand gewonder het. Maar sien jy daai prentjie met 'n boom, mooi vrugte, 'n goeie wortelstelsel, 'n gesonde tipe prentjie. Ek bedoel daar agter is al water van lewe. Is dit die prentjie wat jy sien? Of is dit die volgende die prentjie wat jy sien? Die bar chart van jou ek weet nie, meting van jou vrugte van die Gees. Dink gou 'n bietjie oordentlik as ek daai woorde lees. As ek lees liefde, geduld, vrede, vreugde, as ek dit lees, wat dink jy? Dink jy, Jesus, ek was nie so geduldig vanoggend nie. Wie het geskree vanoggend? Iemand? Jessie. Okay. Waar is vreugde op die chart? Not bad. Ons sê 80ste persentiel. Maar is dit die prentjie wat jy sien? So tussen die twee prentjies is die fokus op die vrug of is die fokus op die Gees? Wat meet ons as ons dink aan die vrug van die Gees vir jouself? Meet jy met al hierdie goedjies ook nee, maar ek was daarom baie liefdevol vandag, so my geduld kan bietjie afneem. Ek het baie vrede, maar ek wil nie sagmoedig wees nie. Ek meen, hoe pas jy dit aan? Dink 'n bietjie daaraan. Is dit iets wat die woorde van ek moet bietjie hier aan werk? Wel daai, ek moet bietjie aan my geduld werk. Is dit die prentjie wat ons sien? Of is ons fokus op die Gees? As ek dink aan ons appelboom, dan is die fokus op die vrug of hoe ek dit kan verbeter. Is die fokus op die appel, soos James wat kan nie glo wat nou net hier gebeur het nie? Of is dit op my vrou wat sê net een appel? Net een appel, dit is die vrug wat ons het. Ek bedoel as ek met die boom kon praat. Ek weet dit is nou vreemd want is 'n boom hom of vir haar en ek weet daar seker antwoord op dit ook, maar ek praat met die boom en ek sê hy boom goed en self. Vertel my, hoekom is hier net een appel? Moet ek jou uithaal? Moet ons 'n nuwe boom insit, moet ons 'n boom skuif? Kry die boom nie genoeg son nie, skins is die probleem. Ons het 'n sproeiertjie éventueel aangelê. Is water die probleem? Is daar 'n insek? Is daar 'n dingetjie, kort 'n giffie van 'n aard? Wat is die probleem? En as die appelboom met my terug kan praat, wat gaan hy vir my sê? Ek sal volgende jaar harder probeer? Wat is dit ons so 'n bietjie doen, is dit nie? En ek sal harder probeer my liefie, ek gaan probeer meer geduldig wees. Of ek gaan meer vrede hê. Is dit nie woorde wat jy gesê het hierdie week nie? Ek gaan weer my vrede vind. Ek gaan dit doen. Hierdie gaan nou miskien hard val. Is 'n klein bietjie arrogant te dink dat ek iets kan doen om iets te kan kry vir Gees my gee. Ek dink julle volg my. Voorbeeld. In die week. James is 4, so ek nog gesteerable 2's, maar ek weet nie 4 kry 'n mens mos 'n bietjie van 'n persoonlikheid. En dit is 'n krisis om elke aand pyjamas aan te trek. Ek bedoel, ons elke keer nuwe nuus. Nuwe nuus om nou pyjamas aan te trek. In elk geval, ons gaan deur hierdie storie. Trek pyjamas aan, groot bekleierery, alles en ek hanteer dit verkeerd. En ek loop by die kamer uit en ek slaan, ek weet nie, slaan is, ek maak dit deur hard toe. Slaan klink nou baie erg asof die kusyne gebreek het. Dis nie heeltemal dit nie, maar dit raas. Pa! Toe. En ek loop af en ek skwaad en Lisa sê nog so ietsie vir my. Ek sê, man, stuur my op 'n ouerskap kursus. Kwaad. Gaan sit ek onder. Sit ek die TV aan. Ek is nou kwaad. Ek is nou genoeg gehad. Die nerve is nou af na die dag. En ek sit daar. Ek dink is 5 minute. En ek weet is nie reg nie. My vrou het nie nodig gehad vir my te sê ek het geweet hierdie is verkeerd en ek staan op en ek loop terug en gaan sê vir my seentjie jammer en soen hom op die voorkop en dan gaan hy en hy slaap en hy gaan die dag aan. En ek kom sit onder en ek dink jy's van wonderlike vrug van die Gees wat jy nou net getoon het, nadat jy die deur so toegeslaan het. En toe besef ek, niks van my, van Ivan, wou teruggegaan het nie. Nou, die paas in die vertrek, dink ek sal weer, dis redelik taaf om vir jou kind jammer te sê as jy verkeerd was, want ons is te trots. En ek het onder gesit en gedink, ek gaan nou 'n bietjie Gold Rush verder kyk, Discovery, dis great, ouens in Alaska wat myn vir goud, wat beteken dit, totale mors van tyd, maar ek gaan eerder dit doen, want ek wil nie eintlik nou deel met om jammer te gaan sê vir my kind, nadat ek die deur toegeslaan het. En toe kom die Gees van God en bring oortuiging. Nie my wilskrag nie. Terug na my appelboom. Appel.
Michael sê vir my in die week, ek weet nie baie van vrugte af nie, maar ek weet net 'n appelboom kan nie 'n perske dra nie. So ek sê, okay, miskien moet ek dit doen Sondag. Baie goeie wysheid. Hoekom dink ons dat ons uit blote wilskrag uit kan verbeter? Hoekom dink ons dit? Hoekom dink ons as iemand ons afsny in verkeer, alhoewel daar nie vreeslik baie verkeer in Wellington is nie, maar hoekom dink ek in daai oomblik dat ek kan meer geduld hê? Ek kan meer vreugde hê. Ek kan meer vrede hê. Hoekom het ons daai ingesteldheid? En dan as ons die bal drop en ons het nie goeie vrug nie of ons het net een appel, dan voel ons verskriklik skuldig. En dan moet ons ietsie doen. Hoekom doen ons dit? As die woord baie duidelik vir ons sê dit is nie so nie. So kom ons gaan kyk na die woord gees. Die woord gees, en ek hoop ek spreek dit reg uit vir die Hebreëus is tussen ons, maar dis ruach. Min of meer mense dit skryf en dit beteken dieselfde as asem en wind. So wanneer die skrif in Hebreëus praat van asem of van wind en ons het vanoggend gaan breathe life into these bones. What a song. Dis daai. Daai asem. Dis wat dieselfde woord is vir gees. En ek hou van daai definisie, all rooted in the idea of movement, life force and what is invincible but powerful. Die wind. En ons het redelik storms gehad hierdie week. So daai wind, iemand het vir my ek dink is in waar was dit? In Betty's Bay het hulle wind tot oor die 200 km/h geklok. Daai ja, nou is almal wakker. Sorry julle. Dis nie heeltemal deel van die plan nie, maar jy gat ons. Asem, gees, lewe. Kreatiwiteit, skepend. Dit is wat dit beteken. Kom ons loer in die Ou Testament. Maar hulle het in opstand gekom en het sy Heilige Gees bedroef. Stein het vanoggend gebid dat ons dit nie doen nie. Daarom het die Here vir hulle 'n vyand geword en hy het self teen hulle geveg. Toe het sy volk gedink aan die ou dae, aan die tyd van Moses en gevra, waar is hy wat sy kudde dwars deur die see gebring het, saam met hulle verder? Waar is hy wat sy Heilige Gees onder hulle gegee het? Waar is hy wat sy mag, waar sy groot mag saam met Moses laat gaan het, die waters voor sy volk oopgekloof het en vir hom 'n ewige naam gemaak het? Waar is hy wat sy volk deur die diep waters gelei het, sonder dat iemand struikel, hulle gelei het, soos perde deur die woestyn gelei word? Dis in Jesaja 63. Profeet Jesaja skryf hierso, net nadat Jerusalem aanflarde is en die trek, die uittog na die Babiloniese uittog. Maar hulle het in opstand gekom en het sy Heilige Gees bedroef. Daarom het die Here vir hulle 'n vyand geword en hy het self teen hulle geveg. So, dit is my great. Partykeer dink ons in die Heilige Gees is eintlik 'n Nuwe Testamentiese beginsel. Dit is half amper asof ons God het wat geskep het in die Ou Testament en dan gebeur 'n klomp goed wat nie altyd great is nie. Ons lees deur dit en dan kom Jesus en dan as Jesus opvaar na die hemel, gee hy ons die Heilige Gees. Maar dis nie waar nie. Die Heilige Gees is in die Ou Testament baie duidelik en hulle noem Heilige Gees. Jesaja praat van die Heilige Gees. So dis 'n baie prominente ding. Ons moet nie dink dat die Heilige Gees nou net ewe skielik gekom en okay, dis nou die derde weergawe van die storie nie. Dis God drie-enig. En die Heilige Gees kom en bring. Die Heilige Gees het hulle gelei deur die woestyn. Die Heilige Gees het die water oopgemaak. Ongelooflik. Die Heilige Gees het oortuiging gebring binne in Farao se hart. So 'n bietjie dink aan daai tipe van ding. En ons as ons dit terugrelate weer, ek vat hom terug appelboom toe. Die appelboom in homself kan nie die dissipline handhaaf om vrug te produseer. Ek kan nie oploop. Ek het dit nie in my nie. Want is 8:00 die aand. Dit is 'n lang dag. Ek's nie lus nie. Ek het nou klaar genoeg gepraat. Ek wil nie meer mooi praat nie. Ek nou klaar genoeg gepraat. Al wat my kry om daai voet op daai trappie te sit om op te loop en om jammer te gaan sê, is alleenlik die Gees. Ek kan geen krediet kry nie. Ek soek nie dat iemand wat by die kinderkerk werk na tyd om my te kom en sê, "Jesus, jy's 'n oulike pappa." Weet jy, ek is nie. Ek is ook nie 'n baie goeie man nie. Ek is nie. Ek is eintlik glad nie in my menswees goed nie. Ek is nie. Ek sê altyd die ergste ding wat jy vir my ooit kan sê en ek sê dit sommer vir julle is moenie asseblief nooit vir my sê ek's nice nie. Ek is nie. Niks in my wil nice wees nie. Niks. Maar die Gees in my, ander storie.
Die Gees in my kan nie anders ter help nie. Ja, Johnny Louwer het so mooi gesê donderdag. Hy sê dis soos 'n vuur wat aan hom brand en dit met daai lekker Calvinia aksent skree dit so laat die spoegspat. Christel het voorgesit, dit was nogal taaf vir hulle. Maar hy spoeg soos wat hy skree en kwaad is om te sê, hier is soveel vuur in my dat niks van my goed is nie, maar kan nie help nie. En dit is wat oortuiging bring. Dit is wat my bring om by 'n plek te kan wees om kreatief te wees, om te kan skep, om te kan vra oor afhanklikheid. Dit is wat my bring om jammer te kan sê. Dit is wat my passie gee. Dit is wat vrug bring, die Gees. Dan is die vraag, dis 'n tawwe ene hierdie. Ek het gedink om eintlik nie op te sit nie. Maar toe besluit ek wel, hoekom draai nie vrug nie? Of hoekom sien jy dit nie raak nie? Want sien, my antwoord van die vraag, die eerste vraag in hierdie week, het eintlik vir my nogal gelei na die tweede vraag. Dis baie van ons dra vrug. Baie van julle is nie so opgewonde soos James wat inhardloop met sy een appel nie. Nou met net maar daai is nie actually daai appel nie, want ek het nogal gewonder of daai appel lekker gaan wees. Maar daai is lekker, winkelappel, is nice. Okay, boerappel, nie winkelappel nie, ek weet. Maar hoekom is ons nie so opgewonde oor vrug nie? Hoekom celebrate ons dit nie? Hoekom kan ek nie op een oomblik sê, Jessie, maar weet jy wat, daar was vrug in my lewe nie. Ek het om vergifnis vir my seun gevra. Dit was die eienskap van wat ek moet wees, en die enigste rede hoekom dit daar is omdat die Gees in my was. Hoekom celebrate ek nie dit nie? Maar hoekom gaan ek die hele tyd neer, dit is nie, dis, jy weet jy, ons is tog so armsalig. Nee, ek is net sleg. Ek is net sleg. Niks van wat ek doen is goed nie. Ek het dit nie in my nie. Dis amper asof ons op 'n manier sê die Gees is nie in ons nie. As niks van wat in ons as ons niks kan sien wat goed is van ons nie, dan is dit amper asof ons sê, wel, die Gees is ook seker dan nou nie eintlik in my nie. En dis eintlik maar as jy dit translate wat dit beteken. Want as ek daai man is wat nie goed is vir my vrou nie lief is vir my seentjie nie intree vir familie nie, bla bla bla, as ek nie daai is nie, dan beteken dit die Gees is nie, want dis die enigste rede hoekom ek dit doen. Ek is dankbaar vir die Gees in my. Want die ander dooie mens wat gesterf het, wil ek nie weer terug hê nie. Want al wat gaan oorbly wanneer ek eendag my ou koppie neerlê of neerval, dit hang maar af hoe dit gebeur, dat wanneer ek eindig, wanneer hierdie fisiese lyf eindig, al wat aanbly leef is my Gees. Prys die Here vir dit. Donderdag het 3 mense hulle hart vir die Here gegee. 3. Prys die Here vir dit. Wat mense wat hierdie simpel wêreld vir hulle het vir ewigheid. Dis waaroor dit gaan. So die vraag is, as daar nie vrug is nie, is dit nie dat jy nou deur 'n behavioral scientist gediagnoseer moet word oor hoekom jy nie geduldig is nie? Dis nie nodig nie. Die vraag is, wat gaan aan hier? Iets is besig om nie gesond te wees nie. Ek gaan nou vir julle 'n klomp skrif lees wat duidelik stel dat as jy jou hart vir die Here gee en jy glo, dan het jy die Gees in jou. So wat is in plek daar? Is daar onvergifnis? Is daar iets wat jou keer? Is daar klappe op jou oë dat jy nie kan sien nie? Eers dit gebeur baie keer met mense, ek soos, wat? Die is so obvious. Hoe het ek nie geweet dat hierdie die oplossing is nie? En ek praat nie van 'n probleem om die besigheidstransaksie nie. Ek praat van ek kan nie gesien het dat ek hierdie ou moet vergewe nie. Natuurlik moet ek dit doen. Natuurlik moet ek iemand vryspreek. Natuurlik moet ek laat gaan. Daai keer toe Ellen vir my gesê het en toe hy het iets gesê oor my skoene en nou is ek so kwaad vir hom en ek kan nie laat gaan nie. En vir 5 jaar lank sit ek met hierdie stupid ding oor my skoene. En in daai 5 jaar kan ek eenvoudig nie verhouding met hom bou. Hy het niks gesê oor my skoene nie, hulle moenie worry nie. Ek dink Ellen, wanneer het ek wat gesê? Maar ons sit met hierdie goed. Dis op ons skouers, ons loop met dit rond. En dan kan ons nie verstaan hoekom ons nie vreugdevol is nie. Die volk blus die Gees. Nee, saai. Die volk kies om nie dit te volg. En dan praat hy van al die kere wat die Heilige Gees deurgekom het en hulle deur al daai goed gevat. Dit verseker nie omdat die Israeliete goed was dat God hulle gesien het. Dit die Gees dat dit gebeur. Dis nie hoekom hulle in die beloofde land ingegaan het omdat hulle goeie behavior gehad het. Dit was die Gees wat hulle dan toe gelei het. Hoekom is dit vir ons so moeilik om te kan sien wat hy besig is om te doen? Ek het baie gedink aan ons kerk hierdie week, oor die vrug van ons kerk, van die mense hier wat hier sit. Ek praat nie van die vrug van of jy nou mense is en of jy, ek is nie eintlik bekommerd oor die getalle nie. Niks van hierdie goed is belangrik nie. Wat belangrik is
is dat die mense wat hier sit, meer soos Jesus word. En dat hier meer mense sit, wat hom nie ken nie, wat meer soos Jesus word. Maak dit sin? Ons is die enigste organisasie wat bestaan vir mense wat nie hier sit nie. So die eintlike oop stoele is eintlik waaroor hierdie moet gaan. En dan dink ek terug, 3 jaar, wat ook al dit was, 3 en 'n bietjie jare, toe ons nie eintlik lekker geweet het of hierdie besigheid gaan werk nie. En nou, 3 wat jaar later, hoe nuwe mense sit. Ek weet nie, ek gaan nou nie vra om jou hand op te steek nie, as jy nie dis vanoggend, baie welkom. Eintlik moet ek vra om jou hand op te steek, maar kom ons doen nie dit. Maar vir die van julle, ek kyk na ons mannegroep, ons praat altyd van 'n compound interest in die mannegroep. Klein insette oor tyd en hoe dit groei. Dat ek kan sien in my mannegroep dat ouens bold besluite maak, ouens wat intree vir hulle families, ouens wat sê genoeg, ouens wat sê help, ek het hulp nodig met hierdie ding, ek wil nie meer rebels wees nie, ek wil nie meer hardkoppig wees nie, ek wil dit nie meer hê nie. Ek wil dit laat gaan, ek wil vergewe. Vrydag sê een van die ouens van my mannegroep kom so my, hy sê Ivan, ek moet hierdie ou nou bel, ek moet hom nou bel. Ek weet ek ken nie die Here nie. En hy's baie siek. Ek weet die Heilige Gees sê vir my ek moet hom bel. Weet jy wat's grait? Die mannegroep het niks vir hom gesê. Die Heilige Gees het dit vir hom gesê. Terwyl hy die getuienis later kom deel. So dit is waaroor dit gaan. Dit is die gesondheid van die kerk. As hy een appeltjie was, as dit net Amelie was wat nou hier gesit het, dan moet ons 'n paar vrae vra. Hoe lyk die grond? Iemand maak 'n baie goeie punt. Ek sal nou nie sy naam noem nie. Maar as die grond nie noodwendig nat is nie, is dit miskien somer. Wel, die somer. Dis miskien 'n seisoen waardeur jy gaan. Hoekom? Miskien is dit die issue met my appelboom. Ag, kon nie dit Dinsdag sê nie. Maar miskien is dit 'n tydelike ding waardeur jy moet deurgaan. Elke keer om net te hop, skip en jump is nie eintlik die oplossing nie. As jy wil hop, skip en jump, hier gerus het 'n fantastiese fasiliteit vir jou op pad uit wat jy so kan spring 2-1-2-1-2 as jy wil hop, skip en jump. As ek iets sê wat jou offend vandag, is ek regtig jammer, dis glad nie my hart nie. Maar miskien moet ons net bietjie sit met daai gedagte. Miskien is die stoel nie gemaklik is nie, of die worship het iemand 'n beat of 'n noot gemis. Miskien moet ons net so 'n bietjie dink, is dit regtig? Is dit regtig die rede hoekom die Gees in my eie hart gekwench is? Of is dit iets wat ek miskien moet aan tyd spandeer? En weer, ek verstaan. Ek het ook baie nou van kerk tot kerk geskuif, so moet nou nie hierso sit en vreeslik geoordeel voel nie. Niemand word geoordeel nie. Die punt is, sorteer die goed in jou hart uit wat nie lekker is nie. Want die kondisie van jou hart maak dat die Heilige Gees kan beweeg of nie. Jy blus dit. Daai still small voice, hoekom hoor ons dit nie, wat Melly laasweek gepreek? Hoekom hoor ek dit nie? Want ons 'n konstante TV in my huis aan die gang. En as ek in die kar klim, dan sit ek die radio aan. En as ek by die werk kom, dan sit ek musiek in my ore. Ek is konstant besig om my brein te voed met 'n klomp goed, want ek kan nie net stil sit en stilte hê. So wanneer moet die Here met my praat? Ek wil nie eintlik na hom luister nie. Ek doen dit baie keer self. Here, ek is net te bang wat jy nou vir my gaan sê. RSG. Romeine 8 vers 6. Die dinge waarmee jy die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe, vrede. So. Sondige natuur, dood. Dit kan net tot een ding lei. Sondige natuur lei net tot die dood. Daar's nie 'n ander pad nie. Daar's nie ek kan net 'n bietjie van dit toelaat nie. Die eindpunt van hierdie ding is dood. Dit partykeer vat dit langer, partykeer vat dit korter, maar die eindpunt van hierdie is dood. Maar die Gees bring lewe, vrede. Vrede. Johnny het donderdag 'n paar keer die woord vrede gesê en ek het nogal gedink oor die woord vrede. Hoe min het ons dit? Meer. Dis asof ons 'n konstante oorlog in ons breine is. Nie 'n fisiese oorlog nie, in ons breine is ons so besig om te beklei oor goed. Vrede. Romeine 8 vers 9, julle is egter nie meer in die greep van die sonde nie. Nee, julle lewens staan nou onder die beheer van die Gees wat in julle bly. Staan onder die beheer van die Gees wat in julle bly. Ek gaan dit weer lees. Staan nou onder die beheer van die Gees wat in julle bly. As die Gees van Christus nie in iemand se lewe aanwesig is nie, hoort hy glad nie aan hom nie. So eenvoudig is dit. Dis ek like dit as die Bybel sê so eenvoudig is dit.
staan nou by die beheer van die Gees wat in jou bly. Esegiel 36. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en vir julle 'n vleishart gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Ek sal maak dat. Nie jy sal maak nie. Dis nie die vrug van Ivan nie. Ons kan nie teruggaan na die slide toe nie, maar ek beloof julle die slide sê nie die vrug van Ivan nie, of die vrug van Stein of Marley of man. Dit is nie wat dit is nie. Dis die vrug van die Gees. Ek sal my Gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. So miskien is die tyd dat die gebed miskien moet gebeur, Here, asseblief, ek moet meer geduld, leer my geduld, Here. Bietjie 'n gevaarlike gebed, want dan wat moontlik daarna gebeur is 'n paar goed wat nie vir jou geduld leer nie, sodat jy dan éventueel geduld leer. Dis net 'n vriendelike waarskuwing. Maar miskien is dit die gebed. Nie ek strek my hammies en ek gaan nou 'n bietjie geduldig wees nie. Miskien is dit, Here, ek is nie meer vreugdevol nie. Ek sukkel met vreugde. Mali sê vanoggend in die toe ons met 'n administratiewe meeting besig is en dit is totale chaos. Toe sê sy maar gelukkig is die vreugde. Dis ek sê ja, bietjie chaos, maar is vreugde. Great. Soek dit. So is daar iets wat kort kom. Jy werk jou bar chart en jy sê ek sukkel bietjie met hierdie ding. Ek is moeg vir die sagmoedigheid besigheid. Hierdie ou moet harder werk. Is die posisie nie eerder, Here, u Gees is in my. Want onthou, ek sal 'n nuwe hart en 'n nuwe gees vir julle gee. Dis binne in julle. Here, laat die Gees vir my wys wat dit moet wees. Laat die Gees dit nuut maak. Dis my laaste skrif. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Ek raak emosioneel wanneer iets wat ewig is, ewig word en mense besef dit. Wanneer iemand sy hand opsteek en sê ek is nou klaar hiermee. Hierdie partytjie is nie meer een wat ek bywoon nie. Ek gaan nou na 'n ander bestemming toe. Ek gaan nou na ewigheid toe. 'n Nuwe mens, die ou is verby, vrek, dood, gone, bestaan nie meer nie. Niks van dit nie, is 'n nuwe mens. Dis belangrik, want as ons kan nie hierdie dan nou weer terugreverse en sê ja, maar ek onthou daai sonde wat ek daai destyds dit gedoen het en ek onthou nog wat ek daar gesê het vir daai ou en dit en daai optrede en hierdie gewoontetjie. Ek's 'n nuwe mens. Hoekom is ek 'n nuwe mens? Want die Gees is binne my. Nie want ek het 'n goeie behavioral aanpassing gemaak nie. Ek het bietjie my daal van vriendelikheid opgesit. Ek was bietjie meer vrygewig. Waar het jy gesien in die bank staat? Dit lyk bietjie beter hierdie maand. Nee. Dis nie 'n pat on the back oomblik. Dis 'n Here, my hart. Hierdie klipharde, hardkoppige, trotse, ek sal vir jou wys hart. Ek sal nie by daai trappe opgaan nie. Die kind met sy pyjamas aantrek en in die bed klim. Ek sal daai hart vat en hom vir jou teruggee, Here, want ek soek nie daai hart nie. Ek soek 'n hart van vlees. Ek soek een wat klop. Ek soek een wat oop is vir oortuiging. Ek soek een wat oor inspraak soek. Ek soek een as ek sukkel met iets dat ek kan sê, ek sukkel met iets. Help my. Help my. Ek wil hê, as ek praat van die vrug van die kerk, dit is wat dit is. Dis wanneer ons almal, ek het dit laas gesê, we're all beggars looking for bread. Ons is almal besig om eintlik maar te soek vir 'n appel. Ons is almal besig om te soek vir die Gees om vir ons te wys om beter te word. Dit is waaroor dit gaan. Maar die Gees is nie in ons. Ons is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Vanoggend het ons voor die tyd gesels. Toe sê sy, okay, maar gaan ons 'n bedieningsoomblik skep vanoggend. En ek weet, waar's Dirkie? Dirkie. Bedieningsoomblik is nie dat ons enigiemand wil manipuleer. Dis nie dat ons enigiets wil doen nie. Ek het nog gesit donderdag te dink ek wonder hoe hierdie met al die ligte brand en ek kyk, Johnny, hy is glad nie diplomaties nie. Vir die van julle wat daar was, ek dink julle sal dit kan beamoen.
daar's redelik baie min diplomatie of takt binne 'n ou van Calvinia af. Hy sê dit nogal redelik reguit en hy gee nie eintlik om vir jou gevoelens seermaak nie. Jy kan na die tyd met hom praat, maar ek wil wel sê hy's oor die 6 voet lank en hy's 'n redelike breë man, so jy moet jou argument mooi agter mekaar hê. Die ligte skyn so helder en is awkward en hy sê ek stel nie belang in mense wat daar in hulle harte besluit nie. Ek stel ook nie belang in mense wat hulle handjie daar opsteek of net daar opstaan nie. Ek wil hê jy moet vorentoe kom, dan moet julle verstaan, dis bietjie awkward en dis bietjie nerve-wracking en ek wil hier vir jou bid. Nou ek sê van Calvinia af nie, ek sê van Vanderbijl af. Ons het heeltemal 'n ander skill sê daar as in Calvinia. En vanoggend wil ons 'n bedieningsoomlik skep. En ek sê hulle sê hoekom? Dis glad nie om enigiemand van julle te vat by 'n punt waar die Heilige Gees nie alreeds op jou hart druk. En dis nie noodwendig omdat ek goed gepreek het nie, dis nie noodwendig om die band nice was nie, dis nie noodwendig om die koffie goed was nie. Dis omdat die Heilige Gees met jou praat. Want vrug kom van die Gees af. Is die vrug van die Gees, nie die vrug van Melcher nie. En ek wil dit laat settle in jou hart vanoggend. Dat jy nie kyk in jou eie prentjie na jou bar chart en kyk wat moet ek aanpas en in hierdie week moet ek harder probeer nie. Jy moenie harder probeer nie. Okay? So laat daardie haring van jou skurs af. Niemand hoef harder te probeer nie. Want niemand van ons kan aan 'n kruis gaan sterf, ons lewe vir almal gee, doodgaan af na die hel toe, 3 dae later opstaan en dan opvaar na my Vader toe nie. Nie een van ons kan dit doen nie. So tensy jy nie dit kan doen nie, hou op harder probeer. Want dit is reeds gedoen. Hoor julle dit? Jou ongeduld, jou bitterheid, jou onvergifnis, jou trots, dit is reeds gedoen. Al goed is reeds gedoen. Jou verslawing, die ding wat jy nie kan laat gaan nie. Die ding wat so wortel in jou hart ingesit het, wat jy net nie sterk genoeg is om uit te kan trek nie. Dis reeds gedoen. Dis verby. Dis klaar. En vanoggend wil ons daai oomblik skep, want daai ding druk in op jou hart. Die Gees praat met julle, want dis hoe getrou hy is. Dis hoe getrou hy is. The steadfast love of the Lord never ceases. En as jy my vra hoekom doen hy dit, dan is my antwoord ek weet nie. Hoekom is hy vir ons so lief? Dis redelik moeilik om in hierdie wêreld tans te kyk en nie te dink jy's alles is 'n gemors nie. Hoe is dit moontlik? Ek weet nie. But the steadfastness of the Lord, the steadfast love of the Lord never ceases. So vanoggend wil ek vir 2 goed bid. Wil ek vir 3 goed. En ons intersessiespan gaan ook hier voor wees. So ons gaan nou hierdie oomblik skep. En dan sal ek amen en dan sal julle welkom om nog koffie te drink, maar ek wil jou regtig uitnooi. As jy so bietjie ongemaklik voel en lekker dis winter, so as jy sweet, goeie indikasie. Kom vorentoe. Kom vorentoe. Hier is geen oordeel in ons kerk vanoggend nie. 0, want ons het nie die mag om te kan oordeel nie. Niemand kan hier so staan en sê, o, ek het gesien wat jy gisteraand gedoen het nie. Niemand kan dit doen nie. Nie een van ons kan 'n klip gooi nie. Ons moet ons klippies maar net neersit en gaan koffie drink. So die intersessiespan gaan ook hier voor wees en dan wil ek jou vra kom bid saam. Ons wil self individueel met jou bid. Maar ek wil vir 3 goed bid. Die een is, as jy nie Jesus ken nie, as jy nog nie 'n oomblik gehad het gesê, Here, ek is nou klaar met die oue, daai oue is vrek en dood en klaar nie. As jy nog steeds so 'n bietjie van jou oue vashou, jy soek nog 'n kliphart, dan wil ek vir jou bid. Tweede persoon wat ek vir wil bid, is iemand wat al sy hart vir die Here gegee het, maar daar's gif, daar's onkruid, daar's goed wat indring op jou boom se groei. En jy weet wat dit is. En jy weet hoe om vry te kom van dit. Ek wil vir dit bid. En dan die derde persoon wat ek wil verbid is om gedoop te word in die Heilige Gees. Dat die Heilige Gees ons, ek weet nie of dit 'n woord is nie, maar ontkoepel. Hy kom oor ons, hy's deur ons, hy drench ons. En dis 'n praktiese ding. Dis 'n praktiese ding. Dit vloei deur ons. Ek wil bid vir daai 3 goed. Okay, so ek gaan bid. Ons gaan amen en dan is julle welkom voor te kom. Intersessiespan, julle is ook welkom so lank vorentoe te kom.
My Vader, dankie vir die voorreg, Here, dat ons 'n spasie het, Here. 'n Veilige spasie. Ons het 'n stoel om op te sit. Ons het die geleentheid om die woord te kan hoor, Here, die woord wat 'n double-edged sword is, Here, dit sny deur murg en been. En vanoggend, Here, vertrou ons U om deur murg en been te sny. Here, ek kom bid vir diegene wat vanoggend hierso sit, Here, wat U nie ken nie. Ek kom bid, Vader, dat U dit so wakker in hulle sal maak, Here, dat die Gees so 'n groot oortuiging bring, Vader, dat hulle vorentoe sal kom en dat ons saam met hulle sal kan bid, Vader. Dat ons 'n lyn trek vanoggend op die 17de Mei, Here, dat dit verby is. Dat ons dit trek en dat dit nie meer verder is nie. Ons sit daai persoon in die graf vandag, Vader. Ek kom bid vir daai persone vanoggend, Here. Ek kom bid dat daai ewigheidsmoment op ons harte geskryf sal staan. Vader, en dan bid ek vanoggend vir die van ons wat familier geraak het met ons storie en ons verhouding met U. Die geskenk van geloof, Here. Waar ons toegelaat het dat sonde en die leuen van die vyand in ons ore ingegaan het, in ons oë ingegaan het, in ons harte, Here, kom beswadder het, kom bevlek het. En dit beteken vir ons voel, Here, ons weet nie eintlik of ons nog nie hemel toe gaan nie. Ons is so 50-50. En ons weet nie eintlik of ons daai kans sal vat nie, Here, maar ek wil kom bid vir daai hart vanoggend, Vader. En ek wil kom bid, Here, vir vryspraak in daai hart. Ek kom bid vir vergifnis in daai hart. Ek kom bid vir die neerlê van trots en bitterheid en sonde en verslawing en haat, woede, ongeduld, Here, die goeders wat 'n muur bou tussen ons en tussen U. Kom bid vir dit vanoggend, Here, en dan kom bid ek vir die van ons wat gedoop wil word in die wonderlike Gees, Here, nie 'n Nuwe Testamentiese Gees nie, nie 'n Ou Testamentiese Gees nie, maar U Heilige Gees, die Gees wat U vir ons gegee het, wat U sê, dis ons helper, Here. Niks in ons is van nature goed nie, Vader. U is al wat goed is. U Gees bring ons by hierdie punt. En ek kom bid vir daai Gees, Vader, om te heers in ons kerk. Elke persoon, Here, van die senior leier af tot almal wat vandag eers keer hierso is. Here, dat U Gees ons lei. U Gees ons vertroos. U Gees oortuiging bring. U Gees ons help om te skep, kreatief te wees. Asem te blaas in dooie bene, Vader. Ons kom bid vir dit vanoggend, Vader. Here, dat ons hier kan staan alleenlik omdat U aan die kruis gesterf het, is nie 'n gedagte wat ons net aan dink en aanbeweeg nie, Here. Toe die lijk van die kruis afgehaal word en in die graf ingesit word en dat U alleen daar was in daai hopeloosheid van daai klip wat die gat toerol. In die donkerte wat heers. Hopeloos. Niks oor nie. Maar toe staan U op. Toe skuif die klip weg. Toe oorwin U dood. Dis al waarop ons roem vanoggend, Vader. Dis wat U seun vir ons kom doen. Dis al. Ons het niks anders om op te roem nie. Ons is nie goed genoeg nie. Ons is net goed genoeg van wat U kom doen het aan die kruis. Dankie, Vader, vir dit. Dankie vir U Gees. Dankie vir U goedheid. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.